die soete Heilige Gees sal kom en sal waai oor ons. Dankie vir 'n nuwe vars aanraking vir elke man en vrou in hierdie plek. Dankie vir die Heilige Gees wat vloei. Net bid, Here, dat die mense vanmôre sal aanraak, reg daar in hulle sitplekke. We came to glorify your name. Thank you, Lord, for your presence. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie, Here, dat u vanmôre mense aanraak deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Daar's 'n ou liedjie wat sê, ek stel my oop. Laat dit oorloop van al u volheid. Kom waai oor my. Kom waai oor my. Baie dankie, kan vir 'n oomblik sit. Ons gaan 'n geleentheid gee vir Adrie, Philip en Alta om ons te bedien met 'n paar sang. What a fellowship, what a joy divine, on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace mine, on the everlasting arms. Lean on your Son. Straight and secure from all
nog een lied oor die hemel. I breathe on the city of Lord, so bright and so fair. When I return the grave, I cry home. Oh
Die lof en die eer behoort aan die Here vanmôre. Vader, baie dankie vir u woord wat deurbreek. Ons gee aan u eer en ons erken vanmôre u woord en die hoogste gesag. Hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord sal vir ewig bly staan. U seën vanmôre die woord aan elkeen se hart in die naam van Jesus Christus. Amen. So, ek weet nie of dit Dinsdagoggend was nie, het ek wakker geword met dit. Aanbid my in gees en in waarheid. En ek besluit, dit is waaroor ek Sondag gaan praat. Hoeveel predikers is hier wat die woord verkondig? Laat ek gou hande op. U sal weet, wanneer die Here wanneer ek by die tyd wat ek met u praat, het die Here lankal met my gepraat. En hy moes my alreeds uitgesort het, as ek dit so kan stel, voordat ek dit aan u kan bring. En ek het hierdie tema deurgegee vir Johan, en die hele dag dink ek, Here, waaroor gaan ek praat? So gaan die dae verby, en dit is nie hoe ek werk nie. By Donderdag, Vrydag op die heel laatste, het ek my woord en my boodskap alreeds, alles is reg. Dit het nie hierdie keer so gebeur nie. En ek wil graag aan u voorhou, u ken die gedeelte in Johannes 4, ek moet kyk op die tyd vanoggend, ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, Johannes 4, vanaf vers 1 tot 26, u ken dit baie goed, maar ek wil graag vir u net lees voordat ek begin, Johannes 4, vanaf vers 20 tot 24, u weet nou dat die Here het 'n ontmoeting gehad met die vroukie daar by die put, en hy sê, ons vaders het op hierdie berg aanbid, en julle sê, dat die plek waar ons behoort te aanbid is in Jerusalem. Dis nou die vrou wat met Jesus praat. En Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op die berg sal aanbid nie, en ook nie in Jerusalem sal bid nie, die Vader sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie, en ons aanbid wat ons weet. Dit was 'n ding tussen die Samaritane en die Jode, want die saligheid is uit die Jode uit. Maar daar kom 'n uur, sê jy bietjie, daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek mense wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. Dis nou nie ek wat dit sê nie, dis wat die woord sê. Asseblief gaan lees die gedeelte by die huis. Die voorafgaande gedeelte gaan oor Jesus se gesprek by die vrou, met hierdie Samaritaanse vrou. Ek gaan nie op die agtergrond in nie, want ek sê mos, ek moet let op die tyd. En Jesus was moeg van die reis, en hy kom by die fontein van Jakob, en hy gaan sit daar. Ek ken die verhaal, ek ken die gesprek tussen Jesus en hierdie Samaritaanse vrou, baie goed. En die uiteinde wat ons gelees het, is dat Jesus self vir haar gesê, my Vader soek ware aanbidders, die wat hom in gees en in waarheid aanbid. En ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor uitbrei. Jare gelede, in die ou dae, was daar 'n video gewees van Michael Jackson by 'n groot konsert. Ek is seker almal moes dit een of ander tyd gesien het, wanneer hy gesing het op televisie. En daar was altyd, hy het skares getrek, magtige skare. Baie mense, as jy daai video sal dophou, dan is dit asof mense half in 'n beswyming ingaan. Of soos ons in Gansbaai sal sê, hulle het bos gegaan. Jy ken dit bos, né? Gansbaai daar. Mense jonk en oud, hulle het snaakse dinge gedoen by hierdie konsert. Hulle het in 'n totale hysterie oorgegaan oor Michael Jackson. En ek wonder, hoekom? Hoekom sal
nou miskien die kat geskop by die huis, ek het nou dalk my meer verloor, ek het nou dalk die hond aan sy ore gegryp. Chris, ek sien jy lag, ek hoop jy het dit gedoen vanoggend, nie broer. Maar ons kom, en dan kom ons om hierdie wonder God van ons, hierdie onvergelykbare God, in gees en in waarheid net vir 'n wyle te aanbid. Baie keer, sommer net die buite, dalk baie keer sommer net die binne. Ek weet nie, maar ek is in die bidkamer. Het ons dalk iets gesê wat geen waarde toegevoeg het om die groot God van alle konings op te lig, sy naam groot te maak, hom te eer en hom te aanbid en aan hom hulde te bring nie. Gou vergeet ons is nie hier vir onsself nie. We are here for you, Lord. Ons is hier om 'n liefdevolle God te kan kom aanbid, om lof en eer en hulde te bring aan 'n groot en 'n genadige God, wat sy eniggebore seun, Jesus Christus, vir ons gegee het om te sterwe aan 'n ou kruis, sodat ons die ewige lewe kan hê. Ek staan nie verlore hier en ek is op pad hel toe nie. Ek staan hier rein gewas deur die bloed van die lam, regverdig gemaak deur die bloed van die lam. Nie omdat ek so goed is nie, maar omdat God so goed is. As jy my kyk, sien genade op genade op genade, because he's still working on me. Terwyl hulle sing oor die laaste lied wat hulle gesing het, hoe hy gedroom het, dat hy in die hemel aangekom, en hy het vir Isaac en Jacob en Mark en Luke, en almal die gesien. Toe vat die Here my terug, aan 'n oggend, ek weet nie wat 'n dag dit was nie, wat ek gesterwe het op die vloer van die Karel Bremer Hospitaal, en in my gedagtes, want ek kon nie praat nie, in my gedagtes het ek gesê, Here, wanneer ek nou hier oorstap en ek maak my oë oop, is die eerste wat ek gaan sien, is Jesus. Sommige net so gratis, daai tel nou nie by my minute nie. Hier maak ons skaars, ons monde oop in verskillende kerke, om God te vereer, maar laat ons gunsteling liedjie net oor die radio, oor die televisie, waar ook al kom, dan kan ons baie lekker saam sing, want jy is my rooi rok bokkie, ons gaan heel aan sokkie, ons ken al die woorde, vir die ouer mense, ken jy, dan mossie, ons gaan dit maklik sing, met, en ons raak opgewonde daaroor, maar, moet toch net nie opgewonde raak, in die huis van die Here, wanneer ons van Jesus sing nie, moet toch net nie opgewonde raak, wanneer ons die Here, die koning van alle konings vereer nie, ons aanbid hom in gees en in waarheid. Mense kan opgewonde raak, ek het verlede week gesien, oor president Donald Trump, en dit wat hy bewerk het, ek is dankbaar vir mense wat huis toe gekom het, ek is dankbaar vir dit wat hy bewerk het, maar mense raak opgewonde oor Donald Trump. Ek praat nie eens van die opgewondenheid, wanneer rugbykoers ons pak nie. Dis reg, moenie my verkeerd verstaan nie. Dit is reg so, daar's niks mee verkeerd nie, maar dan moet ons dit net beter doen vir die Here, wanneer ons hier is. Anderste is die balans nie reg nie. Want wanneer ons dan in die Here se teenwoordigheid kom, by mekaar kom, en veronderstel is om hierdie groot God te aanbid, wat ons geskep het, wat ons geformeer het, en hy is die koning van alle konings, en dan sit en staan mense in kerke, asof daar geen lewe of teken van lewe in hulle is nie. En dan laat ons toe, dat onnodige goed ons aandag aftrek, en ons fokus is op die verkeerde plek. Die aircon is te warm. Johan, kan jy net 'n bietjie koeler maak asseblief? Die klank is te sag, Johan. Kan jy hoor nie? Ons praat eers van hierdie pastoor, wat
wat so sag praat nie. Ons kan al glad nie eens hoor nie. Ons fokus is nie op die regte plek nie. Ag nee, weet jy wat, ek hou nie van wat hier aangaan nie. Niks is net na my sing nie, na my sin nie. Ek hou nie van die liedjies wat hulle sing nie. Ek ken nie die liedere nie. Kom aan, wees eerlik. Is dit nie wat in ons kerke gebeur nie? Dit het al gebeur waar ek beweeg het al. OK, nie altyd nie, maar soms. Dalk meeste van die tyd. Waar is ons fokus? Ons kan God nie in gees en in waarheid aanbid as ons fokus nie op hom is nie. Ek sê weer, lank daar is die dae verby dat ons kon dink alles gaan oor ons. That is not about me, it is not about you, it is all about glorifying the name of the Lord. I'm speaking English because we have got an English visitor here this morning. Sy kan bietjie Afrikaans verstaan ook. Waar is ons fokus? Sy het volgens sou vra, wat in u oogpunt is ware aanbidding? Wat is worship? Moet liewer sy nie antwoord nie. Iemand mag dalk sê, dit is die paar minute, 15 minute in 'n diens wat ons sing. Dit is worship. Ja, gedeeltelik korrek. Sing is 'n deel van aanbidding. Net so is jou tiende en jou offergawe is deel van jou aanbidding. Net so is jou gebedslewe deel van jou aanbidding. Net so is die bestudering van God se woord deel van jou aanbidding. Maar worship en aanbidding is ver meer as dit wat ek nou aan u voorgehou het. So moenie vasgevang raak deur te dink aanbidding gaan net oor 'n bietjie sing hier nie. Daar is ver meer as net dit. Die mooiste aanbidding het al voortgekom waar daar geen musiek en geen sang gewees het nie. So wat is aanbidding? Ek kan probeer om dit dalk te verwoord. Aanbidding is 'n aktiwiteit om God te vereer in sy teenwoordigheid met ons stemme, met ons harte, met ons aksies, met ons hele wese. En ek het nou baie mooi gesien, hoe het u vanmôre aanbid? So ons kan dit doen. As ek sê met ons stemme, is dit nie net oor sing nie, maar dit is ons leefstyl. Alles wat ons sê, moet God vereer. Dit is aanbidding, mense. Ek loop in aanbidding. Ek gaan slaap in aanbidding. Dis my leefstyl. Alles dit wat ons sê, moet God vereer. Aanbidding stop nie wanneer die musiek ophou nie. Wanneer die diens klaar is en ons gaan huis toe nie, dan stop aanbidding nog steeds nie. Nee, ons is veronderstel om 'n leefstyl van aanbidding te hê, ook buitekant die kerk, by ons huise, by ons werke, in alles wat ons doen, in alles wat ons sê, in alles wat ons dink. Lei ek en u waarlike lewe van aanbidding wat God ten alle tye vereer, oplig en groot maak? Sommige van ons kan leer om 3 keer te dink voor ons mond oopmaak om iets te sê, want wanneer ons hou daai wag voor jou mond maar wakker. Wanneer ons sê en praat, moet dit dinge wees wat God vereer, wat aan hom die lof en die eer gee. Vereer en lewe ons 'n lewe van aanbidding tot God. Wanneer ons so kleingeestig is, nie wat is 'n ander woord vir dit nie. Iemand sommer net 'n afjak gee, gedurig oor alles klaar. Negatief praat van 'n medebroer en suster wat gewas is in dieselfde bloed van Jesus as wat u. Vereer ons en lewe ons 'n lewe van aanbidding wanneer ons biddeloos is. Wanneer ons nalat om die onderlinge byeenkomste by te woon, sodat ons gebedslewe en ons geloofslewe opgebou kan word. Lewe ons dan 'n lewe van aanbidding? Die woord sê in 1 Petrus 2 vers 5, laat julle as lewende stene opbou tot
I live. Daar's 'n liedjie. I live to worship you. The more we get to know him, the better we can worship him. Worship is an outward display of an inward belief. Ek weet nie hoe om dit in Afrikaans te sê. Maar hoe doen ons dit? Wat is ware aanbidding? Ons het dit gelees. Jesus antwoord. Hy sê die tyd kom en die tyd is nou. En nou soek ons die wat ons aanbid in gees en in waarheid. Nou soek die Here die ware aanbidders. Tyd vir speel is al lankal nie meer nie. Tyd vir kerkspeel is al lankal nie meer nie. Mense get real. Aanbid God in gees en in waarheid. Ek is so bly jy vra my, ek sal verklaar. Hoe aanbid ons in gees? God is gees. En my gees en u gees moet connect met God se gees. We need to have a heart of worship. En dit kan net gebeur as ons 'n geestelike lewe het. As ons in verhouding staan met die Here, as ons ware wedergeboorte, as ons bekering ervaar het, Jesus Christus as verlosser en saligmaker aangeneem het, as ons geestelik dood is, kan ons nie in gees en in waarheid aanbid nie. Worship in spirit means with your whole heart engaged. Every part of your very being engage with the Holy Spirit. Weet jy, ons staan nie voor my en ek het nie 'n saak wat gaan agter my aan of wat gaan voor my aan nie. Ek raak besig met die Here. Ek sien en ek vereer en ek verheerlik die Here because it's all about him. Jesaja 29 vers 13. Dis 'n skokkende vers. Johan, kan jy dit vinnig vir ons opkry? Ekskuus, ek het dit nou nie vir jou deurgegee nie. Jesaja 29 vers 13, net dat jy kan sien, dit staan in die woord, ek gaan so lank aan. Hy sê daar, my volk, dis nie sondaars nie. Jesaja 29, 13. My volk, eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my. Ek wil vanmôre sê, soos Magda se klein kind sê, Here, help ons. Dis halwe aanbidding. That's not a true worship. Ek vra jou weer, baie dankie Johan, aanbid ons in gees. Wanneer ons sing, dink ons aan God, dink ons aan wie hy is, dink ons aan wat hy vir ons gedoen het, of is ons gedagtes ver van hom, vang al vis, by die viswaters al, ek vra maar net. Ons aanbid in gees en in waarheid. En daai twee loop saam. Jy kan God nie in gees aanbid, maar nie in waarheid nie. Jy kan God nie in waarheid aanbid en nie in gees nie. Ons aanbid hom in gees en in waarheid. En daar buitekant is crazy mense. Laat ek jou vertel, I've been around the block. Ek judge nie. Ek sê, dit is wat dit is crazy mense. Wedergebore kinders van die Here, wat weird goeders doen in hulle aanbidding. Allerhande tricks en allerhande gimmicks probeer om mense te trek, om mense te beïndruk en hulle doen dit heel hartig, hulle glo hulle is reg, maar daar is geen waarheid daarin nie. Is julle nog hier? Het ek nog 'n paar minute tyd, Philip? Hoe aanbid ons? In waarheid. Ons aanbidding moet deur Jesus Christus vloei. I believe in a hill called Mount Calvary. I believe in the old rugged cross. Om God in waarheid te aanbid beteken, ja, ek hoor hulle sê ek is old school. Om God in waarheid te aanbid beteken om hom met 'n waaragtige, opregte hart te kan aanbid, om sinseer voor hom te staan. Die ouer mense, wat nou ouer is as ek, wat ouer is, die oudste een is hier, het altyd gesê, miskien kan julle my help, hulle sê die Here
Mense kyk voor die krop. Maar mense kyk voor die kop, maar hulle sien nie die krop nie. Ek kan mense flous. Ek kan God nie flous nie, want hy weet wat gaan aan in my hart. Ek moet sinseer wees. Dan sê ons kom ons staan op. Die plekke waar kan wat dien het, ons gaan ons sing. Sy het so vol blydskap en gaan sê, Adrie, ons gaan sing, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Dan staan hulle op en sing hulle. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Dank die Here, dit is nie hier nie. Prys Jesus. Hierdie kan 'n heart of thanksgiving, 'n heart of worship. En ons aanbidding moet genuine wees. Dit moet uniek wees. Dit moet opreg wees. Elke Sondag moet ons met 'n hart van aanbidding van ons huise af al hier inkom. En waarheid beteken volgens die woord om op die manier wat God wil hê ons moet hom aanbid. Dis nie ons vooropgestelde plannetjies nie. Ons aanbid in waarheid in Christus, deur Christus, want hy is die weg, hy is die waarheid en hy is die lewe. Halleluja! Ek vra u en ek het myself ondersoek. Ek vra u, aanbid ons al die tyd in gees en in waarheid. Is ons ernstig genoeg in ons aanbidding teenoor die Here? Baie mense dan vir my gesê, jy is te ernstig. Jesus was baie ernstig toe hy vir my gesterf het aan die kruis. Is ons aanbidding genuine? Of gaan ons maar net so deur emotions? 'n Vorige gemeente waar ek jare gelede bedien het, ons was daar die pastore gewees, 'n klein plekkie, maar hulle het hierdie soos daai palle wat jy op die dakke kry. En wanneer die Here op sy beste sit en werk, dan sit die broer, dan tel hy hoeveel palle is daar. Is dit ware aanbidding? Aanbidding gaan is nie maar net om 'n show op te sit nie. Ek het niemand nodig om te beïndruk nie. Ek wil net God beïndruk. As jy nie die songs ken nie, as jy nie van die songs hou nie, create jou eie worship. Sit jou fokus net op hom vir die klein rukkie wat ons hier is. En ek sluit af. Ek is klaar. Sê halleluja. My prentjie wanneer ek die Here aanbid, kom uit Jesaja 6 uit. Ek ken dit baie goed. Hy sê, ek het die Here sien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon, wat vir my sê, dis 'n groot God waarmee ons te doen het. Terwyl sy some die tempel gevul het. Wanneer ek hom aanbid, dan sien ek daai prentjie, serafs staan bo oor hom. Dit sê die woord in Jesaja 6. Woord sê elkeen van hulle het 6 vlerke gehad. Met 2 het elke engel het sy aangesig bedek. Was hy hulle nie teenwoordigheid van die Here? Waar hy gevoel het, Here, ek moet plat op my gesig kom. Ek moet net iets oor my gooi, want die heerlikheid van die Here is hier. Dit is wanneer ons op in gees en in waarheid aanbid. Hoekom vorder ons nie in ons geestelike lewe nie? Ons aanbid hom nie altyd in gees en in waarheid nie. So 2 van hulle vlerke bedek hy sy aangesig, want hy het met te doen met 'n heilige God. Met 2 bedek hy sy voete. En met die ander 2 vlerke het hy gevlieg. Johannes het so lank vir ons die musiek aangereed kry, baie dankie. En dan het die een seraf die ander ene toegeroep en gesê, heilig. Die speel nie, ek kan hom maar net reg kry, dankie Johan. Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die aarde is vol van sy heerlikheid. Hoe sal dit wees
as voor Leanne of wie ook al staan by die deur, in plaas van jou môre sê, net sê, heilig is die Here, die aarde is vol van sy heerlikheid. Ek glo, iets gaan in jou binneste gebeur, en jy gaan miskien iemand groet vanmôre en sê, weet ek wil vir jou sê, heilig is die Here, hy is hoog, hy is verhewe, sy soon vul die tempel. Kry jou fokus op hom, aanbid hom in gees en in waarheid. Ek sê weer, tyd vir speel en tyd vir klein goedjies. Ons sê dis die klein jakkalsies wat die wingerd sleg maak. Die tyd het aangebreek dat ons klaar kry met ons nonsens. En as dit nie goeie kanseltaal is, die Chris, edit dit maar. Hoe kom ons op na die plek van aanbidding? Praat hier. Het ons die nodige respek vir mekaar? Het ons die nodige respek vir 'n heilige God, vir wie hy is? In ons harte, in ons houding, elke dag, is dit reg om hom in gees en in waarheid te aanbid. Lei ek en u 'n lewe aan die buitekant van hierdie gebou, wat God in ons aanbidding vereer. Wat God oor ons laat glimlag. Here, ek self, ek kom so baie kort vanmôre. Ek wil sê, search me, O Lord, and know my heart today. My gebed is, my begeerte is om hom altyd in gees en in waarheid te aanbid. My begeerte is om God altyd oor my te laat glimlag. Ek weet, ek is nie almal se cup of tea nie, maar die Here is nie vir my. Ek wil vra, ek het dit vanmôre al reeds gevra, met die sing van ons eerste koortjie, is ons harte reg met God. Kan ons môre sê, God is tevrede met my lewe soos wat dit is. Ek aanbid hom in gees en in waarheid. Ek aanbid die heilige, almagtige God. Of is daar 'n bietjie werk aan u, soos wat die Heilige Gees aan my moes werk in hierdie week? Ek wil vra dat Johan vir ons 'n lied speel. Dat jy luister na die woorde. Dat jy luister na die woorde. En dat jy besigheid neem met die Here. Vergeet wie sit langs jou. Vergeet wie sit agter jou. Vergeet wie sit oor jou. Here, u sien my soos wat ek is. Terwyl daar die lied speel, kom vorentoe. As jy net op jou eie wil staan en dan bid, is jy welkom. As jy Jesus nog nooit as verlosser en saligmaker in jou lewe aangeneem het, is dit nou 'n baie goeie tyd. Hier's mense wat saam met jou gaan bid. Ek vra dat jy sal opstaan en dat jy sal vorentoe kom. Dat jy sal luister na die woorde van die lied. Stay.
your splendor, Lord. Here I kan soveel beter doen. I humbly bow down on my knees to worship you. I want my heart to touch you, Lord, to see your loving ways. Take this empty vessel, Lord, and fill me with your love. Holy, is the risen Lamb of God. I give to you this Holy Lord, in my holy Lord, so holy, is the risen Lamb of God. I give to you this is daar nog iemand wat gebed verhoorbaar het? Dan vra ek asseblief hier die vrymoedigheid en staan op. Steek jou hart net op en ek kom by jou. Lord, make me more like you. Vader, ek het die woord afgegee, soos wat U dit in my hart geplaas het. En Here, nou wees U die naprediker van die woord. Here, as daar nog mense is wat moet vorentoe kom, laat die Heilige Gees nou in hierdie oomblik met hulle werk, in Jesus naam. En ek sê vir U dankie, Here, dat U sal kom in al die volheid, dat U sal kom in al die krag, dat U mense sal aanraak, reg van agter, deur al hierdie stoele, mense sal aanraak, dat hulle lewens nooit weer dieselfde sal wees nie. Here, dat U ons sal transformeer, al meer na U beeld, dat ons heilig sal lewe, omdat U heilig is, en dat ons, Here, dat U ons sal opskerp deur die krag, dat ons U in gees en in waarheid sal aanbid, in Jesus naam, dat ons fokus op U sal wees, en dat ons sal opkyk na 'n groot God, in Jesus naam, en ek sê vir U dankie daarvoor. Vader, U wil besigheid neem met ons in die tyd, en ek wil sê, have your way, Lord. I surrender all to you, my blessed Savior. Maak ons hier die gemeente wat U in gees en in waarheid aanbid, dat niks ons aandag en ons fokus sal aftrek nie. Lê U hand vanmôre op elke persoon in hierdie plek en seën hulle in die naam van Jesus Christus. Ons gee aan U al die lof en al die eer en ons sê dankie. Dankie, Abba
deurbraakweek. Dankie vir 'n oorwinningsweek. Dankie vir 'n week wat U ons gaan salf